Dankbaarheid is 'n geweldig belangrike konsep. Ek het nou eendag 'n sielkundige gehoor wat nie 'n Christen is nie, wat as een van sy tegnieke vir sy pasiënte aanbeveel. Hulle elke dag gaan sit en net 3 dinge neerskryf waarvoor hulle dankbaar is. Nou, hulle is nie gelowig nie, so hulle bid nie of doen enigiets daarmee nie, skryf 3 dinge neer waaroor hulle dankbaar is en staan hulle op en hulle loop en hulle gaan met hulle lewe. So belangrik is dit. Vir ons as Christene is dit die wese van ons geloof. Kom ons dink vandag daaroor. Here, dankie dat ons 'n rede het om met verwagting na U te kyk. Want U is die God wat elke keer omgee, wat soveel gee. Dankie vir die wonder dat ons by U kan leer en wil U ook vandag met ons praat. Amen. Ons gaan vandag dit bietjie andersom doen en nie begin met die skriflesing nie, maar eindig met die skriflesing. En oor dankbaarheid, die volgende sê wat ons kan help om die skriflesing beter te verstaan. Wette is goed wat nie gewild is nie. Ons weet is nodig, maar ons hou nie daarvan nie. En wat mens met wette doen, jy doen die minimum daarvan. En dan is dit ook nog baie keer vir jou swaar. Soos daar wette is wat sê jy met 60 km/h ry, dan ry ons nie uit loyaliteit 50 km/h nie. Ons kyk hoe ver kan ons omrek, hoe ver kan ons oorgaan voor ons moeilikheid kry. En dis natuurlik die bekende stukkie uit een van die Leon Schuster flieks, waar 'n verkeersman hom voorkeer omdat hy oor die stopstraat gery het sonder om te stop. En hy vir hom sê, het jy die stopteken gesien? Ja, sê ek het die stopteken gesien. Het jy die stopstreep gesien? Ja, ek het die stopstreep gesien. Nou kom jy nie gestop nie. Hy sê, want ek het jou nie gesien nie. Ons rek dit so ver moontlik. Of as die wet sê dat ons 20% belasting moet betaal, dan sê ons nie wel, al het ons 'n goeie staat gehad. Ek is so lief vir die staat, ek gaan 25% gee nie. Ons betaal die minste moontlik en wat ons betaal, kla ons oor. So wet doen jy die minste wat jy kan. En selfs dit is vir jou moeite. En net so met die 10 gebooie, wat nou die wet van God is, van altyd af, die Jode al, het gekyk waarmee hulle kon wegkom. Nie soveel moontlik gedoen nie, maar so min moontlik gedoen. As die 10 gebooie dus sê, jy moet jou vader en moeder eer, dan was hy gebruik onder sommige Jode gewees, om die geld waarmee hulle vir hulle ouers moes sorg, onder 'n ander wet eenkant te sit en te sê, wel, dit is geld vir die Here. En as hulle vir hulle sê, hoekom sorg jy nie vir julle ouers nie? Dan sê hulle wel, ons het die geld vir ons ouers eenkant gesit. Of rondom hulle huwelike, as daar staan, jy mag nie egbreek pleeg nie, het hulle die enige manier uit die huwelik uitgesoek, selfs as sy vrou nie genoeg sout in die kos gooi nie, was die rede gewees vir 'n egskeiding. En met ons dieselfde. As die 10 gebooie byvoorbeeld sê, jy mag nie egbreek pleeg nie, dan is ons dit vir ons genoeg om te sê, wel, ek het daarom nie my vrou verneek met iemand anders nie. Of as hy sê, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, dan sê ons, o jette, ja wel, okay, ek het nou 'n bietjie, dit lyk of ek oortree het, maar ek was regtig baie kwaad gewees. So ek het nie die wet gehoorsaam nie, selfs dit is vir my moeite, en ek soek verskonings om daar uit te kom. Of as die wet sê, jy moet jou vader en moeder eer, dan sal die tieners sê, wel, ek het probeer, maar my pa is regtig so streng, dat ek nie die wet regtig kan hou nie. Dankbaarheid lyk egter heeltemal anders. En 'n verhaaltjie wat ons kan help om dit bietjie beter te verstaan, is die van die vrou wat baie arm was, sy het nie 'n man gehad nie, en sy 2 seuns gehad, klein plekkie waar hulle gebly het, in groot eenvoud, maar 'n swart en wit TV-tjie. Maar dit beteken nie dat daar fout was met die drome van die oudste seun nie. Hy was totaal beserk gewees oor 'n Pajero. Dit was vir hom die wonderlikste voertuig. En sy hele lewe het bestaan om inligting oor Pajeros te kry, prentjies uit te knip, modelle te kry, waar hy ook al kon. Hy het teen sy dak vasgeplak, teen die mure, oral het jy net Pajero prentjies gesien. En hy het alles geweet van 'n Pajero, die band groot is, die kleure, die engine groot is, alles het hy geweet. Sy boetiekie was bietjie jonger as hy, en een ding van hierdie tiener was, hy was nou nie regtig lief vir water aandra nie, want eers al skree sy boetie uit die sitkamer vir hom, en hy spring op en hy hardloop soontoe waar dit klink of 'n moeilikheid is, en die boetie wat saam met sy maat sit sê vir hom, bring 'n bietjie vir my water.
Hierdie ouetjie was woedend, hy het gaan water haal, maar hy het dit nie vir hom mooi gegee nie, hy het dit op hom uitgegooi. Eendag is daar klop in die deur, en toe hy so uitkyk, sien hy die blinkste, mooiste motor wat hy nog ooit gesien het. Dis 'n oom van hulle, wat kom kuier. Wat gehoor het, hulle bly daar lanklaas gesien, en hy wil graag bietjie met die ma ook kuier. Ouetjie sê, oom, my ma kom net nou huis toe, sy is nog by die werk, maar kom sit so lank. En terwyl hulle in die sitkamer toe stap hulle verby sy kamer, en hierdie oom sien al hierdie prente. En die oom sê, jene, boet, lyk my jy hou van Pajeros. Hy sê, oom, jy verstaan nie, ek vrek oor Pajeros, en hy begin om alles te vertel. Die oom sê later, van weet jy wat, kom gesaam met my, klim in sy motor, ry na Pajero handelaar toe, en hy sê, blaai bietjie deur die brosjures, en hy blaai deur, wat is vir die mooiste daai, en hy sê, goed, ek koop hom vir jou. Net daar handel hy die transaksie af, en hulle is terug in die motor, die ding sal nou kom, en die klere is nog nie beskikbaar nie. En hierdie ouetjie is buite homself. Hy kan nie glo wat gebeur het nie. Hy sê, oom, hoe kan ek jou terugbetaal vir dit wat jy vir my gee? Die oom sê, nee, jy kan nie terugbetaal nie. Hy sê, oom, ek sê, R5 'n maand gee. Hy sê, nee, jy kan nie, los dit, jy sal my nie kan betaal nie. Hy sê, oom, is daar nie enigiets wat ek vir jou kan doen nie. Kan ek jou kar was nie? Hy sê, nee, los my kar, jy is al met krap. Hy sê, oom, enigiets. Die oom sê, weet jy wat jy so aanhou? Wie het vir my 'n glas water bring? Hy sê, oom, sit doodstil. En hy spring nou uit storm, yskas toe, maak oop, en natuurlik is die waterbottel leeg, as niks koue water nie, en hy gryp die bottel en hy is hier af met die straat, dis 'n steilt af, hy hardloop, en hy's op met 'n steil bult, en daar's die naaste huis, en dis 'n palisade heining wat toegesluit is, maar hy gee nie om nie, hy is oor die heining, en die skerp heining steek hom stikkend, net hoe hy binne land, toe skraap hy rottweilers om, en hulle by die klere van sy lyf af, elke nerf kom hulle by, en hy kom gehavend en bebloed by die deur aan, hamer in die deur, en die tannie maak op, en sê, boet, wat gaan aan, kan ek help? Hy sê, tannie, asseblief, net hierdie bottel vir my vol koue water maak. Sy gee dit vir hom, en hy is weer uit daar, en die honde skraap hom, en by die res van sy nerve af, oor dieselfde skerp heining hier af, en die styl bult op na hulle huis toe, kom terug by die huis, bebloed, moeg, uitgeput, en hy storm na die kombuis toe, gooi die water in 'n glas, sit die glas in 'n piering, droog alles mooi af, stap na die oom toe en sê, oom, hier is jou water. Die oom sê, jene boet, wat het jou oorgekom? Was dit nie moeite nie? Hy sê, oom, dit was niks, dit was lekker. Dis wat dankbaarheid doen. Wat het die Here vir ons gedoen? Jesus het vir ons sy lewe gegee. En hy het die moontlikheid geopen dat ons met God in 'n verhouding kan wees, in 'n vriendskap, waar ons geen skuld voor God het nie. Jesus het alles betaal. En ons reaksie is een waar ons sê, Here, is daar nie iets wat ek kan doen om te betaal nie? Hy sê, nee, jy kan nie betaal nie, ek wou dit vir jou doen. Here, ag, enige iets. Hy sê, wel, lees die 10 gebooie. Hy sê, wonderlik, en ek vat die 10 gebooie. Dan vat ek dieselfde gebooie, wat iemand net met 'n wettiese ingesteldheid gelees het, en ek lees daai 10 gebooie, en skielik sien ek daar, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik. Ek sê, Here, u naam mag nooit uitelik gebruik word nie. Ek gaan nie eers Jessie sê nie. Enigiets wat klink asof die naam uitelik gebruik is, gaan ek nie doen nie. En een van die ergste dinge van die uitelik gebruik van die Here se naam is nie net wanneer ons dit verkeerd gebruik nie, maar ook wanneer ons stil is, wanneer ons dit moes gebruik. En ek sê vir die Here, ek soek plekke waar ek oor u kan praat op 'n manier wat u waardig is. En ek lees hier met jou vader en moeder eer, en ek sê wel, stormkamer toe, ma en pa, julle bly vanoggend net in die bed. Ek maak vir julle kos, julle kry kos in die bed, en ma, die kombuis sal sprinkelskoon wees, ek sal hom skoon maak, en pa, ek gaan net nou die kar was. Ek doen vir hulle geweldig moeite, dit is vir my lekker, want my Here het dit vir my gedoen, en dat hy vir my sê, word vir my geweldig belangrik. Of as die gebod sê, jy mag nie egbreek pleeg nie, vergeet van ontrou my vrou wees, dis nie eens op die tafel nie, maar wat van ek verras my vrou, met hoe kosbaar sy vir my is, en ek met 'n geskenk, of 'n geleentheid waarin ek kan vat, net om te wys, dat ek dankbaar is, dat die Here vir my gesterf het. En dit word die wese van ons geloof. En met dit in gedagte, gaan ons nou uit Kolossense 2, 'n vers en 'n paar verse uit Kolossense 3 lees. Kolossense 2 sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en dan hierdie woorde, en met dankbaarheid vervul.
Hierdie Here wat julle aangeneem het is julle Here. Julle leef in dankbaarheid teenoor hom. Pas op, en nou praat hy oor mense wat wetties na die 10 gebooie kyk. Dat niemand julle van hom al wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dis dinge wat berus op die oorlewinge van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Nie wetties nie, met dankbaarheid. Kolossense 3 sê, daarom dankbare mense, moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Hierdie dinge sê ek, Here, ek wil dit doen, want ek wil wys dat U my Here is. Nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie en moenie vir mekaar lieg nie. Geen verskonings nie. Ek wil my breek om hierdie op 'n manier te doen wat die Here waardig is. Julle is die uitverkore volk, vers 12 van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle die volgende dinge doen, ons wag opgewonde, Here, ek kan nie wag nie. Julle moet meer lewend wees. So as jy deelneem aan iets wat ander mense doen, dan bring jy entoesiasme na die partytjie toe. Jy moet goedgesind wees. Nie van nature agterdogtig nie. Die gesindheid waarmee jy aankom is een van, ek glo hier kan iets moois gebeur. Nederig wees. Julle moet sagmoedig wees. Julle moet verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar. En Here, ek wil dit doen, want ek wil wys dat U my Here is. Dan belangrik, vers 15, wees altyd dankbaar. Nie kom net 2 keer by dankbaarheid. Wees altyd dankbaar. Ek is nie dankbaar omdat daar rede is nie. Ek kom dankbaar in die omstandighede aan, al is dit slegte omstandighede. In die oomblik as ek dit doen, verander alles. Baie belangrik, vers 16, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Dankbare mense sing. Jy hoor 'n deuntjie as hy in sy motor ry, jy hoor 'n deuntjie as hy stap. Want sing verander ons. Hierdie gedeelte sê, hoe ook al, sing net. Want die sing trek jou in, en die sing verander jou van binne af. Enige iets. Enige geestelike lied, 'n psalm, jou eie liedere, maak jou eie liedere. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Here, ons het nie woorde vir wat U gedoen het nie. Dit het ons lewe kom verander. En ons is angstig met afwagting om dit te doen wat U van ons verwag. Ons wil kreatief wees, ons wil meer doen en ons gee glad nie om nie, want ons is dankbaar. Help vir ons. Amen.